Haal skuld die wind uit jou seile uit. Jy kan soos 'n kogelmander op sy klip gaan sit, terwyl Afriskuld vir die bobbejaan agter die bult gaan haal. As jy voel dit is tyd om skouer aan die wiel te sit en ontslae te raak van lastige skuldeisers, is Afriskuld dalk die opsie vir jou. As jou persoonlike lenings, kredietkaarte, klererekening of selfs jou voertuig en huislening jou slapelose nagte gee, is Afriskuld gereed om vir jou 'n gratis, verpligtingvrye kwotasie aan mekaar te sit. Moet jy skuld maak om skuld te betaal? Stres jy oor skuld? Wonder jy hoe jy deur die maand gaan kom? Konsolideer met Afriskuld en kry een bekostigbare premie vir al jou skuld en betaal onmiddellik minder. Om uit te vind hoeveel minder jy elke maand aan skuld hoef te betaal, besoek Afriskuld se webtuiste afriskuld.co.za. Welkom by die Appelkas. Geen tafel vandag nie. Ons staan hier by die pomp, hier waar mense nie altyd sê maak vol nie, maar hulle sê gee vir my R100 se unleaded. Vanaand praat ons nie net oor petrol en diesel nie, ons praat oor petrolstasie en wat gebeur met hulle as die hele voorhof begin verander. Petrol maak die gewone mens seer en diesel maak die ekonomie seer. En nou kom die volgende skuif. Charging, solar, energy hubs, minder petrol, meer convenience en 'n vraag wat niemand in hierdie bedryf kan ignoreer nie. Hoe lyk 'n petrolstasie as petrol nie meer die enigste rede is hoekom mense stop nie? Henry van der Merwe is hier, voorsitter van SAPRA, en dan Michelle is ook hier, die direkteur en aandeelhouer van MBT. Michelle, Henry, baie welkom op die Appelkas vanoggend en baie dankie dat julle tyd gemaak het om te kom. Sien, Wat maak Suid-Afrika op die oomblik die seerste? Die petrol of die diesel? diesel, verseker, ja, dink ek. Diesel is omtrent R13 op, so dit maak ons die seerste. Hoekom sal jy so sê? Onthou, dis die groot besighede wat dit doen, dis die boerderye, dis vervoer, en die vervoer is direk gekoppel aan al die kosse, so dit is wat dit baie duur maak, so dit het 'n groot invloed op ons, en dit gaan maar oor die aanbod en aanvraag, dis hoekom die dieselprys soveel meer is. Dis die kos en dis alles, as jy kyk na Suid-Afrika, hoe vervoer ons al ons goedere? Alles is maar op die pad. Jy weet, daar's baie min wat per trein gaan. Dieselverbruikers, soos Henry nou sê, boere en al daai ouens vang dit, weet, op die slegste. So, Insetkoste is verskriklik hoog. baie. Michelle, wat is die groot wanpersepsie wat die publiek het daar buite oor die prysverhogings? Ek dink een van die grootste goed, Appel, is dat, jy weet, die man op straat daar dink, dat die stasies het iets te doen daarmee en dat dit vir ons positief is as die pryse opgaan. Dis inteendeel vir ons 'n groot negatief. Onthou, ek meen die marges wat 'n stasie maak is beperk. Dit's baie dun margins en dit is konstant. So maak nie saak wat die prys is nie, die stasie-eienaar maak dieselfde hoeveelheid profit. Inteendeel, die neeweffekte van dit is dat kliënte gooi minder produk in. So hoe minder mense kom ingooi, hoe minder maak hulle van die klein bietjie wat hulle klaar maak. Ja. So dis absoluut vir ons net so groot negatief as wat die oues daar buitekant wat se kar moet volmaak. Die bedryfsuitgawes van ons gaan op, want die bankkoste is gekoppel aan die petrolprys. Ek sê dit baie vir die mense, as dit R20 'n liter kos, kry ons byvoorbeeld R2 marge. Dat is gereguleer. Ons bepaal nie die marges nie. En as die petrolprys R40 'n liter is, kry ons nog steeds R2. Yes. Maar presies wat sy sê, ons gooi baie minder liters in. So dit is 'n wesenlike probleem en ons bedryfskostes gaan op, want ons betaal per randwaarde bankkostes. Julle albei sit met julle voete hierso op die grond. Julle sien wat gebeur hierso met die ouens, die verbruiker. Petrol is natuurlik, dit is ons as normale mense. Diesel is die ou wat die industriële ou is. Nou met die petrolverbruiker, daai ou sien julle minder op dat die ou sê, hoorie, maak my tank vol. Absoluut. Absoluut. Die punt is, baie van die mense, taxibedrywe ook, hulle gooi R200 in. Ons liters gaan af. Hy bly R200 ingooi. Mense sê, mense ry minder. Hulle beplan beter, die boere gaan minder dorp toe. Hulle beplan net beter. So ons verkope gaan definitief af. Ek dink die Westek het gesê daar was in April maand 'n 30% verlaging in petrolverkope, maar ek verskil bietjie daarmee want dit was al die vakansie daar. Maar dat ons liters af is verseker so. Daar is geen. Die kliënte wat petrol ingooi, wat ons nou al hoe meer en meer sien, is 'n kliënt kom en hy gooi R50 in. Weet, ons het al gegaan en hulle genader en gesê, luister maar, ons verstaan nie, jy's elke tweede dag hier om R50 petrol in te gooi. Kom gooi nie nou maar 150 in nie. Yes, Hulle antwoord is eenvoudig. Hulle weet nie of hulle oor 2 dae daai R50 meer nodig gaan hê as die petroltank. Dis die realiteit van kliënte daar buite. En baie sleg vir ons garage eienaars is, daai R50 sit nie die geel liggie af nie.
En dan sê Ja. hulle ons het niks ingegooi nie. Dis so Dit waar. is absoluut, ja, Ja. hulle doen dit. Interessante ding wat Henry ook nou gesê het is jou LSM verskil verskriklik van garage tot garage. Sal jy sê petroleumstasies in sekere areas trek 'n bietjie swaarder as in sê welafgebiede? Definitief, die landelike gebiede kry baie swaar. Daai mense gaan kyk om selfs in die aande toe te maak, want hulle volumes is af en hulle bedryfskoste is hoër inteendeel. So as daar nie liters is nie, dan kan die ouens nie oorleef nie. Hulle kan nie. Dis net problematies. Kyk, is maar moeilik vir ons stasie-eienaars, veral in die afgeleë areas soos Henry nou sê. Dit maak nie sin vir 'n besigheid om oop te wees nie, of jy nou 'n petrolstasie is en of jy 'n bakkery is of wat ook al nie. As daar nie genoeg kliënte is nie, die kostes om die lugte so te sê oop te hou en aan die gang te hou, is meer as wat dit is wat jy gaan maak. Die probleem met ons stasies in sekere areas is, maak jy die stasie toe in die aand, is daar ander dinge waaraan hulle moet dink, soos sekuriteit. Is dit nie dan 'n uitnodiging om te sê, okay, hier's nou niemand nie. Jy weet, waar ten minste in die aand is daar 'n joggie of 2 joggies aan diens, dis dalk 'n afskrikmiddel. Nou is die hele ding toe. Jy weet, gaan die kliënte wat ATM's het dan nie nou weer hulle self blootstel aan ander sekuriteitselemente nie. So dis 'n bitter moeilike besluit, maar elke stasie-eienaar gaan daai besluit vir homself moet maak. Sy is 100% korrek. Ons het dit ervaar met COVID. Ons het nie aande toegemaak omdat die mense nie kon gery het nie en ons het inbrake gehad. Dit is definitief wat gebeur het. So jou sekuriteitskoste gaan op. So gepraat van sekuriteit, hoe veilig is dit nou vir al die petroltrokke op die pad? Ek weet net van een wat nou eendag geroof is. Van die groot maatskappye kyk om hulle te laat eskort, dat mense saam met hulle ry, sekuriteitsfirma saam met hulle ry. Maar dit was nou net die een voorval waarvan ek bewus is, maar hulle het die trok gekry, maar hy was leeg. So ek verstaan nie, waar is die produk hier nie, maar hulle het die trok gekry. As jy nou 1 liter petrol moet opsom, wat gaan alles in daai 1 liter petrol in? Hoeveel van dit is belasting en levies en daai klas van goederes? Te veel. Ek weet nie, maar daai was reguit gewees. Ek dink in Suid-Afrika is ons amper 50-50. Die basiese petrolprys is omtrent R16 en die res is belastings en heffings en marges. Kliënte vra vir ons en sê hulle maar, jy weet, ons reis in Afrika rond. Hoekom is dit goedkoper as ek in Botswana of Namibië is? En tog kom die produk wat hulle daar het van Suid-Afrika af. Maar dit is absoluut, soos Henry sê, dis die belastings, dis die heffings wat ons op ons produk sit in hierdie land, wat hulle natuurlik daar nie het nie, of baie laer heffings het. En dis die verskil. Dis hoekom dit goedkoper is om daarin te gooi. As die garage nie wen nie, wie wen op die einde van die dag? Op hierdie stadium is die oorsaak van die petrolprys is die oorloop. Dit is ongelukkig so. Ons het 'n basiese petrolprys wat gekoppel is aan die rand en aan die olieprys en aan die skeepsprys om dit hier te kry. So dit is op hierdie stadium is die oorsaak is die oorlog. Daar is geen kwessie daaroor nie. As garage-eienaars wen, hulle wen nie. Ons is definitief slegter af as voor die tyd. Ja, en ek moet net by dit sê, dit is definitief die oorlog. Ek dink enige ou wat nuus kyk besef dit. Maar vir my is daar 'n tweede gedeelte ook wat sê, as dit nie die oorlog is nie, dan sit 'n vloed of daar's iets anderste. Daar is soveel elemente wat ons kan beïnvloed. Ja, die oorlog was nou 'n groot ding. Maar vir my is dit net die onbevoegdheid om vooruit te kan kyk en te kan beplan van die instansies in ons land wat se werk dit is om te beplan en vooruit te kyk. So ja, is die oorlog 100%. Maar hoe gereed is ons vir dit? Oorlog of ander oorlog of 'n nuwe ding wat inkom en wat ons nie nou kan voorspel nie. Hoe gereed is ons om dit te kan hanteer? En ek dink ons is uiters swak in terme van dit. Ons instansies in hierdie land doen nie vir my wat ons moet doen om gereed te wees vir sulke gebeure nie. Ek dink Warren Buffett het gesê, as jy getuisak, kan jy sien wie swem kaal. En ek dink dit is die probleem in die land. Ons raffinerye is 'n groot probleem. Ons het 6 gehad, daar's 3 oor. Die regering sê hulle wil 'n nuwe raffinery begin, hulle wil 'n eie maatskappy begin. Ek betwyfel of die vermoë daar is om dit te doen, maar dit is maar my eie persoonlike opinie. Jy sal sê die droom om weer selfstandig te word as Suid-Afrika in 'n raffinery, 'n perspektief is fisies nie behaalbaar nie. Ek persoonlik dink dis haalbaar. Dit kos biljoene. Tensy die regering op 'n manier daai goed gaan finansier, dink ek nie dit. Ek dink dit gaan 'n droom bly. Finansiering is 'n een aspek. Maar as SAPREF oopmaak, wie gaan hom bestuur? Wie is bevoeg genoeg
om dit te kan bestuur en seker te maak dat hy doen wat hy veronderstel is om te doen. Dis die bekommernis. Dis 'n groot bekommernis. Ander ding wat vir my ook 'n probleem wat op die horison staan is ons het hierdie elektriese karretjies wat nou op ons paaie is, wat natuurlik baie minder van ons petrol en diesel gaan gebruik. En daar's ook planne om meer van hierdie EV charging points by ons petrolstasies in te sit. Hoe gaan ons opmaak by ons petrolstasies om daai halfuur wat hy nou charge, miskien meer by jou kafee tyd te spandeer? Gaan dit sin maak, finansiëel sin maak, dat hy minder brandstof ingooi en meer tyd by jou winkel spandeer? Om jou elektriese kar te charge is ook nie verniet nie, né? Ja. So daar's 'n koste, so daar is geleenthede vir ons stasie-eienaars om ander inkomstes te kry. In die winkels, in Buskaffy, kan ons ander dienste offer wat hulle kan van gebruik maak terwyl hulle sit en wag. So daar's definitief geleentheid. Ek is positief dat daar's geleentheid in enige situasie. Waar wil is al weg. En dit is 'n groot ding, want ek dink baie mense dink hulle kan iets doen en baie wil iets doen. Ons moet die twee bymekaar kry. Ja, kyk, ons as volstasie-eienaars sal ander goed moet aanbied vir die kliënte wat wag. Ek is nie oortuig dat batterykarre gaan in Suid-Afrika van die grond af kom nie. Ek dink die hybride voertuie is definitief daar en hulle is baie ligter op petrol. So ek glo daaraan. Ek is nie oortuig oor die batteryvoertuie nie. Ek was in Engeland gewees. Daai mense, daar's 'n hele diensstasie. Hulle kan stort, hulle kan dobbel, hulle kan al die verskillende eetplekke is daar. So hulle het voorsiening gemaak vir daai mense. Maar onthou, hulle ry baie korter afstande as ons in Suid-Afrika. So ek kan nie sien dat dit regtig van die grond af hier gaan kom nie, maar ek weet hier is karre en ek weet hulle verkoop dit, maar ek dink daar's alternatiewe wat vinniger van die grond af gaan kom as batterykarre. So ons infrastruktuur, jy sien nog nie ons infrastruktuur 100% daarson nie. Nee, dis weer eens, dis my persoonlike Nee, ek opinie, stem maar saam. ek is nie. Nee, ek is 100% met jou. Jy moet 'n ding noem wat dit is. Ja, En ja, ek stem 100% saam. Die Sanral draft beleid wat hulle nou uit het, wat hulle nou die moontlikheid vir EV charging points al langs die paaie, hoe sien jy dit realiseer? Dis wat sal moet gebeur as iemand van hier af Kaap toe wil ry, sal daar vir hom punte langs die snelweg moet wees. So Sanral wil dit uitrol, maar die oliemaatskappye is ook in 'n regsgeding met Sanral wat nou die heffings op die hoofvolstasies wil lig met na 3% van omset en 7% in die winkels, wat nie volhoubaar is vir enige volstasie-eienaar. So ek dink daar moet 'n footprint wees tot in die Kaap, dat elke ou wat sy kar gekoop het, kan stop langs die pad en in die Kaap kan uitkom, want anders is dit problematies. Gelukkig het ons nie meer soveel loadshedding in die land soos in die verlede. Nou, as jy moet stop oor 200 kilos en daar's nie krag nie, dan daar's dit 'n wesenlike probleem. Nou daai range anxiety soos wat hulle dit noem is daarso. Ek dink dis is daar 'n moontlikheid dat dit maar net wat soos hulle sê laag beheer is, dat hulle nou net half dit vir hoe kan ek sê 'n smeer is vir 'n ander probleem wat hulle nou. Die batterye het verskriklik verbeter, maar ek persoonlik sal nie inry nie. Ek stem ek is maar wie uit man. Ek weet. Michelle, julle het by MBT, het julle al planne om die EV's en daai en voorbrand te maak vir die hybride plug-in hybrids en daai klas van goeders? Appel, ja, natuurlik. Ek dink ons almal het planne. Jy moet maar daai planne in plek hê en ek dink wat MBT ook uniek maak is, weet ons kyk na ons verskillende stasie-eienaars in terme van waar hulle geleë is, wat hulle kliënte nodig het, en as dit vir hulle sin maak, laat ons daai punte begine insit, dan sit ons dit in, maar om 'n plan te hê om dit net by elke stasie in te sit op hierdie stadium, dink ek maak sin nie. Ek stem saam met Henry, ek kan nie sien dat dit vreeslik 'n aanvraag gaan wees nie, maar ons het wel stasies waar dit sin maak en ons het definitief planne om dit uit te rol, ja. In die Kaap byvoorbeeld. Ja. En ja, dit sal ideaal wees Absoluut, daarso. ja. Hoe lyk die ideale petrolstasie in 2035? Ons sal wesentlik moet verander. Ons gaan nie net meer op petrol kan staat maak nie. So ons sal alternatiewe dienste moet doen, ons sal alternatiewe winkels moet doen. Onthou, ons is gerieflikheidswinkels. Jy stop voor hom. Jy sal sien baie van die volstasies begin nou OK's insit en holies insit. So dis die tipe goed waarheen ons sal moet gaan. Ons sal definitief innoverend moet wees om te oorleef, want anders gaan ons nie oorleef nie. MBT se visie is in elk geval nou al vir 'n hele paar jaar lank om 'n destination station te wees. Jy wil soontoe gaan, die feit dat jy brandstof gaan ingooi, dalk of nie dalk nie, is nie die hoofse rede hoekom jy soontoe gaan nie.
En dis die visie wat ons het en Ja. dis waar ons bou. Daar's ongeveer 140,000 mense wat in diens geneem word deur petrolstasies. Met die toename van tegnologie, dink julle ons gaan nog steeds so baie mense in diens neem teen daai tyd, teen 2035? Baie mense sê vir ons, hoekom is ons nie so sorseer nie? Hoekom gooi ons nie ons eie petrol in nie? Die punt is presies wat jy sê, daar gaan ek dink net petroljoggies sal oor die 80,000, dan praat ek nie van die ander mense wat in die bakkerye werk of die koffie maak of sulke goed. So ek dink nie die land kan dit bekostig nie. Ek dink vir my as 'n garage-eienaar sal dit baie gemaklik wees om nie mense te hê nie dat as jy jou diesel in jou petrolkar gooi, dan is dit jou probleem, maar ek dink nie die regering sal dit toelaat nie. Dit is maar my opinie en ek dink nie eintlik die land kan dit bekostig met al ons werkloosheid nie. Kyk, ons joggies is ons ambassadeurs. Ja, Ja. dis reg, ja. Ja. Jy weet so enige tegnologie, dis lekker en dis is miskien goed en ons moet daarna kyk, maar daai interaksie met ons kliënte, dit beteken vir ons baie. Jy weet so ons verkoop MBT deur die interaksie met ons joggies. So as daar 'n middeweg is wat ons kan vind, dan is dit die beste oplossing, maar vir ons om net van joggies ontslae te raak vir tegnologiese doeleindes, nee. Ons ken ons mense persoonlik. Ons is nie 'n maatskappy daarbo nie. Ek weet wanneer hulle 'n baba het of wanneer die kinders siek is ons mense. So Ja. ek dink nie enige iemand het 'n behoefte om enigiemand op straat te sit nie, want ons het nie 'n groot werksmag nie, omtrent so 25, afhangende hoe groot jou volstasie is, maar sê maar net 25 mense daarso. Jy ken almal. Daai mense sien jou as 'n pa. Ek meen dis hoe dit by volstasies werk. En hy draai jou beeld uit wat sy sê, jy weet, as jy 'n goeie joggie het, kry hy die mense kyk na hom. Hy kry goeie tips, die mense ken hulle en dit is wat sy nou gesê het oor die verskillende tipes volstasies. Dit gaan maar baie oor wat se diens hy kry. Dis regtig so. Want die petrol is dieselfde. Dis wat die middels wat bygevoeg word wat dit bietjie verskillend maak, maar dis dieselfde. Jy weet die joggies is ook baie oulik by van ons stasies. Wat se specials ons byvoorbeeld in die buskafee het. Jy weet hulle noem en sê luister hierso. Het jy geweet jy kan 2 koffies kry vir die prys van een vanoggend? O nee, ek het nie. Okay, ek gaan gou. Jy weet so dis daai tipe van interaksie en dan wat kliënte vir ons ook vra en sê ons leer bitter baie daar uit. En soos Hulle is julle ore. Hulle is julle ore. Seker, en ja. hulle is deel van die familie. Dis vir my baie goed om te hoor. Ek dink baie min mense daar buite besef ook hoe min is petrolstasie eienaars, hoe betrokke is hulle in die gemeenskap. O ja. En as jy net 'n paar voorbeelde vir die publiek wil noem asseblief. Daar's een voorbeeld wat my hart altyd so bly maak. Ons het 'n nuwe stasie oopgemaak en 'n ouerige oom het daar opgedaag met so geel kortina, maar hy's presies dieselfde geel as ons MBT. En hy het nou net kom kyk na hierdie nuwe stasie wat so sy kortina lyk. En ek ken jou nie karre nie, ek moet dit dalk nie hardop sê nie, maar dis 'n ou kortina, maar hy's vreeslik mooi opgepas. En ou oom Andy het daar aangekom want hy wil vir ons dit kom wys het. Weet jy, die stasie eienaar het uitgegaan om gaan groet. Hy is 'n erelid by daai stasie. Hy word soos 'n koning behandel. Hy het sy eie koppie met sy naam op waar hy koffie ingooi. Hy kom sit en kry verniet koffie elke liewe dag daar by ons. En by sy ouete huis het ons nou betrokke geraak en ons hou vir hulle carols by candlelight op die stasie se perseel elke Kersfees. So dis net vir my 'n pragtige voorbeeld van hoe ons stasie eienaars uitgaan, die mense leer ken en deel wees van die hele gemeenskap. Ons doen byvoorbeeld skoene vir skole, wat 'n groot projek is. Baie van ons borg maar die naaste skool aan jou. Al is dit toks, al is dit kouse, al is dit 'n sak of wat ook al. Want hulle ondersteun ons ook. So die ma's en die kinders kom daar verby en hulle ondersteun ons en ons moet teruggee. En al ons volstasies, ek dink almal doen dit. Party help die oliemaatskappye help by. Ander doen jy net uit 100% uit jou sak uit. Self, ja. Aan die mense, want jou skool naaste aan jou, dis die mense wat jou ondersteun, dis jou kliënte. En die mense sien dit en hulle ondersteun jou meer. Michelle, Henry, het was 'n absolute voorreg om met julle te kom gesels vandag. Net 'n laaste ding wat ek maar altyd doen hier op die Appelkas, van elkeen van julle net 'n boodskap op buite net vir die Suid-Afrikaners om net te sê, weet, dis altyd mooi om net so 'n bietjie lig in die donkerte te wees. Net 'n boodskap van hoop. Ek hoop regtig dat ons kan ons werkloosheid uit die weg uitruim en dat die misdaad uit die weg uitgeruim word, want
Dit is, ek dink, Suid-Afrika is so 'n wonderlike land en almal wil hier bly, maar ons het probleme en werkloosheid is 'n groot probleem. En die hoop wat ons het is die petrolprys gaan dan 'n bietjie af. So ek dink vir almal, onthou, dis nie net ons wat swaar kry. Ons verstaan dat die kliënte kry swaar, want petrol is ongelooflik duur. En dis so 'n groot deel van jou besteedbare inkomste dat dit skep 'n probleem. Die mense kry swaar. Ek het nou reg met 'n vriend van my gepraat wat 'n restaurant het. Hy sê ons verkope is net so af, want die mense waar hy nou kon 'n pub lunch kom doen, dit kan hy nie. Hy het nie geld, hy moet petrol, hy moet by die werk kom. So dis 'n wesenlike probleem. Jy weet, die eskalasie was astronomies. Een van die bestuurders sê hy betaal nou R1100 'n maand meer om by die werk te kom. Wat by ons werk? Ek meen dit is verskriklik. Ek hoop die petrolprys kan sak tot R10, maar ons weet dit kan nou nie gebeur nie, maar ja, die hoop is maar dat daar nie meer oorlog sal wees nie en dat ons petrol weer sal normaliseer. Ja, dis 'n mooi woorde, Henry. Ek meen alles wat jy gesê het en ons is Suid-Afrikaners en ons maak 'n plan. Ek dink ons moet hoop hê en ons moet glo. Ek dink ons moet opkyk na bo en glo in die Here. Ons maak ons planne, ons hou aan veg en ek dink daar's genoeg mense soos ons almal wat nou hier staan wat 'n verskil wil maak in hierdie land. Wat nie net sê ons wil 'n verskil maak nie, maar werklik 'n verskil maak nie saak hoe klein of groot nie. En ja, die petrol is duur op die oomblik, maar weet jy, daar's 'n gesegde wat sê good things come to an end, so do bad things. En ek dink ons moet net aangaan en veg en ons sal hier uitkom. Ek dink die mooi ding wat ek eintlik hoor van julle albei af vandag is, ons almal voel die knyp. Ja. Dis nie net die verbruiker nie, dis ook die verkoper wat die knyp voel. En wat ek hoor van julle albei af is, ons probeer almal mekaar in die middel kry. Ja. En ek wil weer eens net vir julle sê, baie dankie vir julle tyd. Ek weet julle het ongelooflike besige skedules. En dankie dat julle kom verskyn het op die Appelkas. Dit beteken vir my werklik baie. Groot Mag julle plesier, heerlike dankie. naweek hê. Baie dankie, Tot ziens. Appel. Baie Dankie, dankie, Appel. waardeer dit.